Heerlik om weer hier agter die fokusmikrofoon in te skuif en daar's 'n kort agenda vanaand, maar baie belangrike gesprekspunte op hierdie agenda. Dit het nou natuurlik ook verlede week eintlik al die nuus bereik, maar die ambassadeur na die FSA van Suid-Afrika, Ebrahim Rasool, is as persona non grata verklaar en hy is op pad terug huis toe. Hy moet die land, die FSA, voor die 21ste Maart verlaat, maar sy ambassadeurstatus is al van vandag af dan opgeskort. Ook op ons agenda vanaand is ek noem dit nou die BTW-verhoging, maar goed, die begroting wat verlede week gelewer is deur die minister van Finansies Enoch Godongwana, waarin 'n BTW-verhoging van 'n halwe persentasiepunt aangekondig is vir hierdie jaar en dan nog 'n halwe persentasiepunt vir volgende jaar. En dan is daar ook verlede week aangekondig dat Suid-Afrikaanse troepe uit die DRK onttrek sal word. Dit is deur die Suider-Afrika Ontwikkelingsgemeenskap aangekondig. En hulle kom nou terug. Jy sal hoor dat die regering baie stil was daaroor, nog nie veel daaroor te sê gehad nie. Ook, en dis as daar tyd is, gaan ons kyk na Akademia se toekomsbouer projek. Die plan om dan onder meer 'n kampus te bou, een van die grootste infrastruktuurprojekte in Suid-Afrika, wat deur die privaat sektor dan nou gedoen word. By my hier in die ateljee vanaand het ek vir Jaco Kleinhans, hy is hoof van openbare skakeling by Solidariteit. Jaco, lekker om met jou te gesels. Te gesels slag in die ateljee voorreg. Dan ook professor Koos Malan, genoot by Sakeliga. Professor, altyd lekker. Goeienaand Anton en goeienaand Jaco, luisteraars, aangenaam om hier te wees. Ons begin met daardie groot nuus wat verlede week op X aangekondig is, Jaco, Marco Rubio wat gesê het, Ebrahim Rasool, jy is nie meer welkom hier in Washington nie, jy is nie welkom in die Verenigde State nie, jy moet asseblief terug gaan huis toe. Dis ons ambassadeur in die Verenigde State wat nou teruggestuur is. Ek dink ons moet begin by wie presies Ebrahim Rasool is en waarom Marco Rubio en die Amerikaanse regering so besluit sal neem om hom as persona non grata te verklaar. Ja, Anton, ek het, wanneer was dit, Saterdag, bietjie oor hierdie saak gedink en toe myself weer herinner aan al die mense wat hier in Januarie, kommentators, wat in Januarie gesê het, wat 'n goeie skuif dit nou van Cyril Ramaphosa was om nou vir Ebrahim Rasool weer terug te stuur Washington toe. Want so daar in die vroeë jare van Barack Obama se presidentskap, so in die middelterm van sy termyn, was Ebrahim Rasool natuurlik ook Suid-Afrika se ambassadeur in Washington DC gewees. En bloot op die feit dat Rasool daar was in die verlede, het hierdie mense nou hierdie standpunt gehuldig dat dit 'n goeie idee was om vir Rasool terug te stuur. Maar ons moet net gaan kyk waar Rasool vandaan kom. Hy kom uit die Wes-Kaapse ANC-politiek uit. Hy het gevorder tot premier van die Wes-Kaap waar hy ernstig droog gemaak het, by baie omstrede kwessies betrokke was, beweringe van korrupsie. Ek wil ook sê as jy nou dink oor die feit dat die ANC nie meer politieke faktor is in die Wes-Kaap nie, dan kan dit op die brood gesmeer word van Ebrahim Rasool, want hy het as premier so droog gemaak, so die bruin kiesers van die Wes-Kaap vervreem van die ANC weens al die wanbesteding, wanbestuur, swak verval van infrastruktuur kan mens maar sê, dat die ANC natuurlik kort na sy vertrek as premier uiteindelik uitgestem is in die Wes-Kaap. So ja, hy was 'n Wes-Kaapse ANC premier gewees en toe is hy natuurlik tipies soos wat die ANC nou maar gedoen het die afgelope 20-25 jaar veral, is hy 'n glans ambassadeurskap aangebied, want die ambassadeurskap in Washington DC is een van ons 2 of 3, miskien 4 belangrikste ambassadeurskappe, maar ook tekenend natuurlik van wat die ANC die afgelope tyd gedoen het, jy weet, dit is kaderontplooiing, ambassadeursaanstellings en nie aanstellings wat gebaseer is op diepgaande diplomatieke ervaring wat oor jare opgebou is, spesifieke vermoëns wat vereis word in die diplomatieke diens nie. En oor Ebrahim Rasool was daar, en as ek nou vir enigiemand vra, wat was 'n prestasie van Ebrahim Rasool se tydperk, die eerste keer wat hy 10 jaar gelede ambassadeur was in Washington, dan kan niemand vir my
enkele prestasie opnoem nie. Maar sommige kommentators het beweer in Januarie, dit was 'n goeie idee om hom weer te stuur. Dit was 'n reuse fout gewees om Ibrahim Rasool weer te stuur Washington toe. Hy's blootgestuur omdat die opsies opgeraak het. Daar was nie meer veel opsies op die tafel gewees nie. Dit is hoe min diepte daar tans in die diplomatieke diens in Suid-Afrika is. Daar was nie iemand anderster nie. Die Suid-Afrikaanse ambassade, ons diplomatieke diens in Amerika, moet ek eerder dalk sê, is uitgehol. Kyk, ons konsulaat in Chicago 'n paar jaar gelede gesluit. Dit was jare gelede 'n sterk indrukwekkende konsulaat gewees. Ek het 'n vriendin wat al 'n hele paar jaar in die konsulaat in Los Angeles werk. Daar's nie meer wesenlike kennis oor nie. Daar word nog maar 'n praktiese konsulêre diens gelewer. So ons totale vermoë om vanuit ons diplomatieke diens in Amerika werklik waar op 'n hoë politieke vlak in Washington te kon skakel, is uitgehol oor jare. En dit het veral vererger tydens Ibrahim Rasool se eerste termyn as ambassadeur. So, daar was geen wysheid by president Ramaphosa om te besluit ek moet Ibrahim Rasool weer na Washington toe stuur nie. Was eintlik maar 'n geval van ek het nie eintlik veel ander opsies gehad nie. En toe stuur hy hom. En dit gebeur 'n jaar nadat Suid-Afrika die saak teen Israel gemaak het, daar 'n reuse diplomatieke geskil tussen Suid-Afrika en Amerika begin ontstaan het. En dit is absoluut 'n bog om te beweer dit het ontstaan nadat president Trump ingehuldig is op 20 Januarie. Dit het verlede jaar in Februarie in 'n wetsontwerp in die Amerikaanse Kongres is dit bespreek. Saak teen Israel, die verhouding met Iran, al hierdie kwessies. En ons weet waar staan Ibrahim Rasool, hy's uitgesproke pro-Hamas, pro-Hezbollah, uitsprake teen Israel gemaak oor jare, sy plasings op sosiale media van sy versameling van Palestynse serpe en vlae en goeders en so aan. Dis alles wel bekend. Die Amerikaanse politici het dit in 'n lekker lertjie almal ontvang verlede jaar op 'n stadium van vermoed ek maar Israeliese steengroepe of so. So hulle was almal bewus daarvan. So toe Ibrahim Rasool nou, om maar net die punt te maak, Anton, uiteindelik toe nou Januarie daar aankom, 3 dae voor Trump se inhuldiging, net sodat hy natuurlik nog die hand van Biden kon skud en daar die bevestiging kon kry, daai stempel kon kry. Toe is politici, demokrate en republikeine reeds bewus van wie Ibrahim Rasool was. En Trump word ingehuldig, Suid-Afrika is op Trump se agenda met goeie rede. En die ambassadeur is hierdie man, Ibrahim Rasool. Dit kon nooit werk nie. Ons kan eintlik net verlig wees dat Ibrahim Rasool homself so ontbloot het verlede Vrydag in hierdie aanbieding van 'n Johannesburgse denkgroep, die Mapungubwe Stichting, waarin hy hierdie verskriklike toespraak toe nou gelewer het en al hierdie goed kwyt geraak het, maar daardie het hy homself gelukkig volledig toe nou ontbloot vir die anti-Amerikaanse, anti-westerse figuur wat hy eintlik is, en sy diepliggende haat vir president Donald Trump, maar ook iets groter wat Trump verteenwoordig. En natuurlik het hy ook homself duidelik ontbloot as 'n anti-Afrikaner, iemand wat teen die Afrikaner gekant is, en ook die Afrikaner se posisie binne hierdie westerse beweging, die beweging om die westerse beskawing te vernuwe en te herbedink. Hy het dit alles ontbloot daar, selfs in vrae tyd later, dit wat nie eens op die internet gepubliseer is, van hierdie hele toespraak van hom nie. So ja, wat 'n tragiese insident vir Suid-Afrika dat ons op hierdie laagtepunt nou is in terme van ons diplomatieke verhouding met Amerika. Ek is wel dankbaar dat die ANC so ontbloot is, want hulle staan vanaand, soos wat ons hier sit en praat, totaal en al ontbloot oor wat hulle dink van Trump, wat hulle dink van Amerika, want Ibrahim Rasool was hulle verteenwoordiger in Amerika gewees. Professor Koos, is dit nie 'n oorreaksie van Amerika nie? Ek sien baie kommentators sê, dit is 'n oorreaksie. Kyk wat het Ruben Brigetti, die Amerikaanse ambassadeur na Suid-Afrika, hier in Suid-Afrika gesê, dat ons besig is om Rusland by te staan met wapentuig wat in Simonstad op die Lady R aangekom het, al hierdie beweringe wat hy gemaak het, en ons het hom hier in Suid-Afrika gehou. Ons het hom nie teruggestuur nie, ons het hom nie persona non grata verklaar nie. Is dit 'n oorreaksie? Anton, my antwoord daarop sou wees nee. En die eenvoudige rede daarvoor is dat die optrede teen Rasool kom teen die agtergrond van 'n hele geskiedenis van anti-Amerikaanse uitlatings, van 'n anti-Amerikaanse politiek, van baie dinge doen wat die Suid-Afrikaanse regering weet, wat die ANC weet,
die Amerikaanse regering, die vorige regering van Biden en dan veral die huidige regering dwars in die krop steek. Ons het byvoorbeeld die verskynsel, ek hoef dit nie eers daarop uit te brei nie, ons weet wat die sienswyse van Suid-Afrika is met betrekking tot Israel, met betrekking tot Iran. Maar laat ek dit maar eers een kant toeskuif, net die belangrikste, mees onlangse gebeure. Suid-Afrika, ek moet sê die ANC liewers, is betrokke by wat genoem word die Progressive International. Dit is 'n onlangse organisasie wat gestig is, waarna ons reeds verwys het op hierdie program, wat 'n groep is van individue, ver linkse individue wêreldwyd. Een van die mees prominente persone in daai groepering is Jeremy Corbyn, die ver linkse arbeiderspartypolitikus van Brittanje. In opvolging daarvan is die sogenaamde The Hague Groep, die Den Haag groepering gevorm, waarvan Suid-Afrika deel uitmaak. Die ander state wat deel daarvan is Maleisië, Honduras, Bolivia, Cuba, Belize en dan enkele Afrika-state. Maar al die Sentraal-Amerikaanse state wat ek tans genoem het, is bekend vir hulle ver linkse politiek. Nou, Suid-Afrika het met hulle, die ANC het met hulle gemeene saak gemaak, om eintlik 'n nuwe groepering, en ek dink dit gaan in die nabye toekoms baie belangriker word, 'n nuwe ver linkse groepering in die wêreldpolitiek te word. Dit staan ook in die teken van die agtergrond van die kommunistiese internasionaal van tevore. Hierdie is nou net die Progressive International. Maar die oogmerke is baie dieselfde. In hulle programpadbeginsels wat beskikbaar is op die internet, verklaar hulle onder andere dat hulle wil die wêreld bevry van kolonialisme en van kapitalisme. En hulle wil die wêreld bevry van die patriargie, wat die bron is van die binêre verdeling tussen mans en vrouens, in plaas daarvan dat al die ander geslagte en genders erken word. Nou as jy die soort van nonsens verkondig, wat nou in Amerika ernstig en tog gelukkig in die spervuur is, maar wat tegelykertyd onder andere deur 'n vorige, ek wil amper sê 'n vorige bondgenoot, naamlik Rusland, want ek dink hulle stuur af op 'n verwydering. Ek dink die ANC en Rusland stuur af op 'n openlike verwydering. Net vanmiddag het ek na 'n onderhoud gekyk wat baie onlangs opgeneem is, waarin die Russiese ambassadeur Sergei Lavrov ondervra is. En Lavrov reageer in die eerste vraag op wat gebeur in Amerika, en hy sê, wel, Amerika keer terug na normaliteit. Nou, terwyl Amerika terugkeer na normaliteit, en ek sal byvoeg na sy tradisionele westerse waardes en so aan, en terwyl Rusland dit erken en dit omhels, gaan Ramaphosa en die Suid-Afrikaanse regering onder die ANC, en hulle sluit hulle aan by 'n organisasie van hierdie aard. In opvolging daarvan gaan Ramaphosa tegelykertyd en skryf hy 'n kritiese artikel op foreign policy saam met die Maleisiese eerste minister en die Kolumbiaanse president. So, met ander woorde, Rasool se uitlatings, waarin hy sê dat die Verenigde State nou onder die nuwe regering is sogenaamd supremacist, met ander woorde, hulle verkondig dat eintlik dat blankes die beste in die wêreld is, dat dit die beste gemeenskap is wat daar is, en tegelykertyd sê dat Amerika die VSA volg tans beleid om ek het nie die woord hier neergeskryf wat hy gebruik het, teen incumbency, met ander woorde, teen regerings wat op 'n stadium aan bewind is, met die suggestie dat die huidige Amerikaanse regering wil regerings wat legitiem aan bewind is, omverwerp. Is dit 'n onlogiese gevolgtrekking om te maak? Nou, met ander woorde, wat jy sê vir die Amerikaners, ons verdink julle daarvan, dat julle wil regerings wat legitiem verkies is uit die kussingslig. Nou, as dit die wyse is waarop jy omgaan met 'n regering, nadat die regering waarvan jy die gas is, nadat jou president ook die onwyshede aangevang het, waarna ek pas verwys het, dan moet jy verwag dat die nadeel wat besoek sal word aan die Suid-Afrikaanse ambassade en die Suid-Afrikaanse ambassadeur sal versterk word vanweë die verswaarende omstandighede veroorsaak deur die einste die president wat hom so toe gestuur het. So in die lig daarvan dink ek dat hierdie moet gesien word, hierdie optrede van die Amerikaanse regering moet gesien word
nie net as 'n optrede, en ek dink dit is belangrik om dit te meld, nie net as 'n optrede teen Rasool nie, maar tegelykertyd 'n optrede teen die Suid-Afrikaanse regering onder die ANC. Dis 'n helder, duidelike aanduiding van, luister, ons is klaar met julle. Ek wil net laastens 2 punte maak. Die eerste ene is, dat die Amerikaanse regering is nie klaar met die ANC nie. Dis vir my baie duidelik. Die eerste stappe wat ons gesien het, 5 weke gelede, met die uitvoerende bevel wat uitgevaardig is, die Vrydag aand, lyk my hierdie goed gebeur op Vrydag aande, natuurlik Vrydag middag en die Vrydag vroegmiddag in die VSA, so die ANC moet maar oppas op Vrydag middag. Dis dan wanneer die ouens gewoonlik uit die kantoor uit is, en ek weet nie waar hulle rond lê nie, maar liewer terug aan kantoor toe. Hoe dit ook al sê, van daai eerste stap af, deur hierdie, tweede stap, dis dalk hulle derde stap, daar's 1 of 2 wat ek dalk van vergeet het, bykomend by 'n klomp ander goed wat gedoen kan word, is hierdie na alle waarskynlikheid nie die eerste, maar net die tweede stap. Ek dink dat, en dit is miskien 'n buitensporige ding om te sê, maar dalk weet Rasool met betrekking tot die Amerikaanse regering se aanval teen incumbency, naamlik dat hulle die regering is, meer as ons vanweë sy beskuldiging dat die Amerikaanse regering die huidige ANC-regering aan die kussings willig. Want ek dink nie dis heeltemal buite die huidige Amerikaanse bewind om 'n beduidende politieke verandering te sien in Suid-Afrika om dit te laat gebeur of om dit te help gebeur, want uit die aard van die saak wil hulle hê Suid-Afrika moet ten minste vriendelike betrekkinge met die VSA handhaaf en moet verkieslik 'n bondgenoot wees. En hulle het duidelik gesien oor die afgelope jare, en dit het die afgelope tyd verskerp, is dit inderdaad nie 'n bondgenoot nie. En om 'n bondgenoot te kry, veral in hulle kompetisie, sal daar waarskynlik ook gedink moet word aan 'n klomp alternatiewe in Suid-Afrika, waarvan een is 'n regering wat 'n dramaties ander sienswyse moet hê as die huidige een. En dan die laaste opmerking wat ek wil maak. Ek dink nie dat wat ons by die ANC sien in hulle stappe is doeteenvoudig net argeloosheid of wat ook al nie. Ek vermoed hierdie mense is moetswillig. Die aanstelling van Rasool vermoed ek is moetswillig. Net soos die verandering van die straatnaam waar die Amerikaanse konsulaat is in Johannesburg, straatnaam om dit te vernoem na 'n Hamas aktivis, ook moetswillig is. Net soos wat die Lady R se vasmeer hier en die moontlike voorsien van wapens, soos wat die Amerikaners, die Suid-Afrikaanse regering van beskuldig het, insgelyks moetswillig is. Die punt is, luister, ons is 'n soewereine staat en ons sal maak soos ons wil. So dis, ek dink wat posgevat het by die ANC is 'n soort van 'n brute dom as strandheid. Dit kom ook tot uitdrukking in hulle plaaslike politiek, wetgewing wat aanvaar word om doeteenvoudig hardkoppig vas te steek en te sê ons wyk nie daarvan af nie. Dwaasheid. Net hierna gaan ons voort met Fokus. Jy's ingeskakel op Fokus saam met my Anton Meyer, my gaste vanaand hier in die ateljee, Jaco Kleinhans en professor Koos Malan. Jaco, ons gesels steeds oor Ebrahim Rasool wat nou op pad terug is na Suid-Afrika, eintlik gedwing is terug na Suid-Afrika. President Cyril Ramaphosa wat vandag gesê het, nee, ons word glad nie geïgnoreer deur die Amerikaanse regering nie. Kumbutso Ntshavheni, die minister in die presidentskap wat verlede week gesê het, wat ons verhouding met Amerika betref en die gesprekke wat ons moontlik gaan voer daar, volg ons 'n kalm benadering. Nou, beide hierdie twee klink vir my soos antwoorde wat gegee word van iemand wat eintlik nie weet wat besig is om aan te gaan nie. Presies, absoluut so, Anton. Paar weke gelede, sal die luisteraars dalk ook onthou, het president Ramaphosa se kantoor Elon Musk se pa ergens aan die Weskus opgesoek om Elon Musk se nommer te kry sodat president Ramaphosa met Musk kon praat, want president Ramaphosa praat nie met president Trump nie. President Ramaphosa het wel een keer met president Trump gepraat, sedert Trump se verkiesing, en dit was deur die bemiddeling van een van ons bekende Afrikaanse sakelei, Johan Rupert natuurlik gewees. So daar is maniere waarop gesprekvoering steeds moontlik is tussen die huidige Suid-Afrikaanse regering en die Trump-administrasie, maar ek dink absoluut vanuit 'n posisie van arrogansie,
'n posisie van beter weterigheid, wil die ANC, en ek verwys hier na die ANC, want ons moet onthou, en ek daardeur vra mens ernstige vrae oor buitelandse beleid binne die regering van nasionale eenheid, maar die werklikheid is die afgelope 8-9 maande, hoe lank is die regering van nasionale eenheid nou al aan bewind, domineer die ANC buitelandse beleid byna 100%. So, die Suid-Afrikaanse buitelandse beleid, die Departement van Buitelandse Sake of DIRCO, is eintlik maar 'n ANC gedomineerde departement, en hulle benadering ten opsigte van Amerika is om aan te sluit by wat Prof Koos ook vroeër gesê het, baie sterk, of ek vermoed dit is ook wat Prof Koos gesuggereer het, in 'n sin ideologies gedrewe buitelandse beleid. Met ander woorde, om dus te vra vir Suid-Afrikaanse sakelei, die burgerlike samelewing, of selfs ander politieke partye binne die RNE, om betrokke te raak, om te help om hierdie diplomatieke krisis by te lê, is net nie 'n suiwer ideologiese stap nie, dis nie 'n aanvaarbare stap nie. So jy kan tog nou nie al hierdie mense betrek om ons te help om hierdie krisis op te los nie. So nou gaan hulle voort met hierdie voortstrompeling van hulle poging. Nou kyk, ek was nou hoe lank, 2,5 weke gelede in Washington DC gewees, en ek kan vir julle maar sê, mens kan dit maar hier op die lig sê ook, die verteenwoordigers van president Trump, adjunkt president J.D. Vance en die nasionale veiligheidsadviseur in die Withuis, het gesê dat hulle nie op hierdie stadium gereed is om met Ebrahim Rasool te ontmoet nie. Dit was nou 2,5 weke gelede. Die baie senior persoon wat ons in die departement van buitelandse sake, die State Department by die Harry Truman gebou daar in Washington ontmoet het, ja, een van die, letterlik Marco Rubio, die minister se regterhand, soos 'n top persoon, het gesê hy gaan verseker nie met Ebrahim Rasool ontmoet nie. En dieselfde was die geval by die voorsitter van die buitelandse sake komitee in die Huis van Verteenwoordigers in die Amerikaanse Kongres gesê, baie versoeke van Ebrahim Rasool en van die Suid-Afrikaanse ambassade om te ontmoet, hulle is op die stadium ongemaklik. En dit gaan weens die lang aanloop wat daar dus was. So nou het jy hierdie hele uitval gehad, wat het begin het met op die 2de Februarie president Trump se boodskap op Truth Social, die 7de Februarie die uitvoerende bevel. Daarna maak Rubio se besluit om nie die vergadering van ministers van buitelandse sake by te woon nie. Toe Scott Bessent, die Treasury Secretary, minister van Finansies, se besluit om nie in Kaapstad die ministersvergadering van die G20 ministers van Finansies by te woon nie. Daarna nog enkele uitsprake deur senator Ted Cruz, wat ek aan kan dink, meer onlangs verlede week, die senator Jim Risch, wat die voorsitter van die buitelandse sake komitee in die senaat is, sy uitsprake, en toe nou die bom wat bars met Marco Rubio se aankondiging in die eerste plek op sosiale media dat Ebrahim Rasool basies nie meer welkom is in Amerika nie. Persona non grata beteken, dink ek maar, bloot om te sê jy's nie meer welkom hier nie. Jy's 'n ongewenste persoon. Dit is die mooi term. En direk daarna die baie formele proses wat hulle toe ook heeltemal korrek gevolg het, waar hulle formeel kennis gegee het dat dit die geval is. So, nou het jy hierdie hele aanloop gehad, Anton, jy kan nie dit bloot regmaak nou meer met 'n enkele geleentheid of 'n enkele stap of iets nie. Ek probeer die hele tyd sê is dat hier moet 'n diepte omvattende diplomatieke plan wees, wat ongelooflike diplomatieke wysheid verg. Ek is nou maar met internasionale skakeling vir 21 jaar betrokke, en jy sien watter ongelooflike vaardighede hier betrokke moet wees om hierdie verhoudinge te probeer herstel. As jy hoor dat byvoorbeeld verlede week in die stad Johannesburg, die metro Johannesburg, toe die besluit geneem word om nou Sandton Drive, ek noem dit maar sommer in sy Engelse naam, sy naam te verander na Leila Khaled Rylaan, om nou vir die Amerikaners eintlik nou maar, kom ons stel dit baie lelike middelvinger te wys, want dit is wat dit is, né? Kyk, hulle het dit so gesê. En 'n raadslid in die stad van Johannesburg sê, we need a Hitler.
Dit was sy presiese woorde, né? Ek het dit gesit en kyk, né? Ons het 'n Hitler nodig. Daardie aanhalingkies, want dit was toe nou vanuit oppositieparty die DA redelik sterk oppositie daaroor is. Staan hier die ANC raad sit op en hy sê ons het 'n Hitler nodig. Ek kan ook sê die DA raad sit was 'n Jood gewees wat nou protes teen aangeteken het. Daardie klankgrepe van wat dit gebeur het, is verlede week op selfoongroepies van lede van die Amerikaanse Kongres versprei. Dit is hoe ernstig die skade is. Nou, president Ramaphosa sit in sy kantoor in die Uniegebou, Anton, en hy maak hierdie soort van uitsprake. Nee, maar hy's prosesse aan die gang en ons werk aan planne en ons gaan kom met voorstelle, jy weet, en ons het nog posisies en handel uit onlangs het president Ramaphosa 'n week of 2 gelede ook die opmerking gemaak, ja, maar die handel tussen ons en Amerika is na beide kante toe uiters voordelig. Dit is na beide kante toe voordelig, maar dit is vir ons 50 keer meer voordelig as wat dit vir die Amerikaners is nie, maar dit wil hy nie erken daai deel nie. So wat ek wil probeer sê is, Anton, hier is 'n omvattende plan nodig, terugstaan in die eerste plek, 'n erkenning dat Suid-Afrikaanse buitelandse beleid behoort nie aan die ANC nie, betrek al die ander partye in die RNE, betrek die privaat sektor, betrek die burgerlike samelewing, organisasies soos die Solidariteit Beweging en baie andere, en werk dan aan 'n breër plan. Maar dit is nie waarmee die ANC op die oomblik besig is nie. So die hele reaksie van die minister in die presidentskap, van die president self, van Ronald Lamola, die minister van buitelandse sake, af almal is vir my nog ideologiese, arrogante verbetenheid. Presies dit. En die buitelandse beleid behoort aan die ANC. Dit is nog vanuit daardie oogpunt. Ek dink hulle moet eers hulle strategie verander voordat daar met Ramaphosa, met Trump gepraat kan word. Dit gaan niks help as Trump vanaand die foon antwoord as Ramaphosa bel nie. Hulle moet eers 'n totale vernuwing doen van die Suid-Afrikaanse regering se buitelandse beleid, want dit behoort nie meer aan die ANC nie. Dit is interessant wat jy nou noem, Jaco, want dit bring my ook by ons volgende gesprekpunt, professor Koos. Ek dink Jaco praat nou hier van die buitelandse beleid, maar mens kan dieselfde sê oor die fiskale beleid. Want wat ons nou gesien het met die begroting, en die DA het reeds voor die begroting, voordat minister Enoch Godongwana die begroting kon lewer, gesê, ons sal nie hierdie begroting steun nie. Want wat ons verlede week gesien het, en ons het dit in verlede week se fokus ook bespreek, Jaco, jy sal onthou, maar is dat die ANC eintlik maar net voortgebeur het, en sy eie plan daardeur gedruk het, nie geluister na die voorstelle van ander partye binne in die regering van nasionale eenheid nie. Die Vryheidsfront Plus wat ook gesê het, ons sal nie hierdie begroting steun nie, ons sal nie 'n BTW verhoging van 'n halwe persentasiepunt steun nie. Nou sê die ANC, en na die tyd gaan hulle nou en sê, ja, maar die DA wil dit doen en die DA wil dat doen en Fikile Mbalula sê die DA wil eintlik net apartheid terugbring en Kombutso en Chaveni het ook te velde getrek teen die DA oor dat hulle nou nie hierdie begroting wil steun nie. Maar ek dink nie, ek dink dit is dwaas van die ANC om 'n begroting voor te lê terwyl jy nie die inkoop van jou koalisievennote het nie. Wel, Anton voeg net daarby dat ook die DA en die MK party gesê dat hulle sal ook nie 'n begroting goedkeur met 'n BTW aanpassing, opwaartse aanpassing, 'n verhoging nie. In ander woorde, die opsies is regtig uit. Daar's geen ander opsie nie. Die punt is eenvoudig dat dit is asof die ANC sedert die begin van die veelparty regering, ek dink die datum was die 18de Julie. Nee, die 18de Julie is Mandela se verjaarsdag. Maar in 'n geval, middel Julie. Sedertdien en trouens toenemend is daar 'n verbetenheid by hulle om as dit ware uit hulle pad te gaan om te probeer aantoon dat alles is as dit ware binne hulle beheer. Dit is 'n soort van 'n intellektuele dissonansie, jy weet. Mense sou gereken het nee, wat die mense moet nou aanpas, begryp daar's minder binne hulle beheer, gevolglik moet hulle meer op 'n kompromiebasis te werk gaan, maar dit is baie duidelik dat hulle dit inderdaad nie kan doen nie. Ek gaan baie kort kommentaar lewer hierop. Die DA het uitgebreide voorstelle gemaak aan die ANC oor op watter voorwaardes hulle bereid sou wees om die begroting te ondersteun. Baie van die aspekte wat hulle genoem het is goed waarop die ANC eintlik baie maklik kan instem. Hulle het desondanks geweier om dit te doen en doeteenvoudig koppig voortgegaan asof hulle inderdaad 'n 66% meerderheid in die parlement het wat hulle inderdaad nie het nie. Feit van die saak is dat die politieke soepelheid
wat hulle aan die dag behoort te lê, gegee hulle baie verswakte posisie op net bokant 40%, die kan hulle dood eenvoudig nie aangaan nie, en klaarblyklik is daar ook nie die nodige intellektuele vermoë om die situasie reg te lees, het sy buitelands of plaaslik, om agter te kom, maar luister, ons moet inderdaad, selfs in terme van hulle eie denkwyse, waar hulle sê, maar kyk, ons is, kyk, ek meen die huidige minister van Justisie het in Julie maand verlede jaar 'n artikel geskryf, Augustus maand, want sy gesê het, maar kyk, hulle volg dieselfde benadering as wat Mao gevolg het, deur saam te werk met die nasionaliste in China in die 40er jare, ten einde uiteindelik by die revolusie uit te kom. Jy weet, jy moet soort van retireer, ten einde te konsolideer en dan vooruit te beweeg. En volgens haar, sy het nog ander voorbeelde ook genoem, met verwysing na Lenin ensovoorts, was hierdie 'n terugbeweeg, 'n terugval, waar hulle nou noodwendig wat hierdie eintlik maar is, 'n koalisieregering moet ingaan, ten einde te konsolideer en uiteindelik weer vorentoe te gaan. Maar die punt is dat selfs in terme van hulle eie denkwyse, waar volgens hulle 'n bepaalde graad van soepelheid moet handhaaf, hulle blykbaar dit inderdaad nie kan doen nie. Hulle kan nie aanpassings maak nie. Hulle is eintlik uitgelewer aan 'n vorm van verbetenheid, 'n vorm van koppigheid, waarvan die implikasie is, dat dan gaan die land dood eenvoudig verder ten gronde rig. En nou ja, dat is 'n ou punt wat ons hier maak, waarvan die implikasie is dat die minderhede, soos die Afrikaners, net al hoe meer op onsself aangewese sal wees. Op hierdie ouens kan jy nie vertrou om eers tydelik 'n bepaalde toegewing te maak, tydelik 'n bepaalde graad van verstandigheid in die dag te lê nie. Jaco, ek moet nou die woord gebruik, maar goed, wat die mooi is hiervan, is daai wat die minister aangekondig het, is nie noodwendig hoe die begroting gaan lyk nie. Juis omdat ons nou 'n regering van nasionale eenheid het. En die ANC is, ek dink, vanaf die begroting tot waar dit daaroor gestem moet word en waar die parlementslede dit moet goedkeur, is hulle nog net besig om 'n vloermoer te gooi. Dis presies wat hulle doen. Dis al wat ek hoor van die ANC. Ek hoor nie dat hulle besig is om te onderhandel vir enige toegewings van DA kant, of dat die DA onderhandel vir toegewings van die ANC kant, maar die ANC is eintlik maar net suur. Absoluut, absoluut so. Dit laat my partykeer so 'n bietjie dink aan 'n kind wat te lank die enigste kind was. Jy weet, toe kom daar 'n boetie of sussie by en nou moet hy 'n pa en ma deel. En dis hoe ek 'n bietjie die ANC op die oomblik sien, jy weet, en hulle dink nog duidelik dat die baba boetie of die baba sussie, wel hulle uiteindelik 'n baba boetie en baba sussie vir aanneming gegee gaan word, jy weet. Want die ANC werk met die veronderstelling dat met die volgende verkiesing oor 4 jaar van nou af, hoe lank is dit? Ja, 4 jaar van nou af, gaan hulle weer die beheer terugneem. So hulle werk absoluut met 'n posisie dat ons moet so ver ons kan oor sekere strategiese posisies volledig beheer behou. Ons het nou buitelandse sake bespreek, finansies is absoluut so ene, al die ekonomiese sektore binne die regering, want hierdie is net 'n eenmalige proses waardeur ons gaan op pad na die revolusie. In die volgende verkiesing gaan die kiesers weer vir ons meer as 50% gee, dan is ons weer volledig terug in beheer en dit is hoekom hulle al hierdie sagte posisies aan die ander partye gegee het. Nou, ek sien vandag, jy sien wat doen Pieter Groenewald by korrektiewe dienste wat tronke regmaak. Ek sien vandag Leon Schreiber beskryf alles wat hy reg gekry het by binnelandse sake en is alles mooi en indrukwekkend. En die ANC is te bly daaroor want hulle kan oor 4 jaar van nou af dit dan net alles oorneem. Die goeie nuwe stelsels vir ID-boek aansoeke en al die soort van dinge. Maak dit hulle prestasie. En daarop aanspraak maak. Maar hierdie goed waaroor hulle so ongelooflik, soos jy sê, letterlik vloermoere gooi, waar hulle oor hulle so sterk voel, is die goed wat natuurlik ideologies absoluut deel is van die nasionale demokratiese revolusie, né? En dit gaan oor dinge soos finansies, justisie, buitelandse sake, al daardie gebiede. En as jy nou kyk oor die gedagtes, die ideologie van hierdie begroting, want hierdie begroting maak nie sin as jy 'n blote vraag sou vra in 'n moderne demokrasie oor wat sou gewild wees onder kiesers in 'n demokratiese bedeling waar mense hulle belasting betaal en al die soort van goeders nie, dan maak hierdie nie sin nie. Maar hierdie maak sin wel in 'n harde sosialistiese omgewing waar dit gaan oor mag en oor beheer, dan maak hierdie heeltemal sin. Kyk, hierdie is 'n uiters gevaarlike begroting, omdat dit nog meer spandering verhoog, so gaan meer staatsskuld waarskynlik gemaak moet word. Dit maak allerhande veronderstellings
voorspellings oor ekonomiese groei en inkomsteverkryging wat onwerklik is, né? Jy skielik allerhande tegnologie vir SARS gee, dan gaan hulle nou skielik meer belasting invorder. Daar's 'n klomp onwerklikhede, drog redenasies wat gekoppel is aan hierdie begroting. Dis baie gevaarlike begroting, maar ons leef tans hier in 2025 in 'n tydperk van groot risiko's en groot geleenthede in Suid-Afrika. Hier's baie risiko's. Hier's baie risiko's dat die huidige regering tot 'n val kan kom en die EFF of MK dalk betrek kan word. Daar's groot risiko's van groter radikalisering, daar's risiko's van geweld en anargie. Dis alles goed waarvan ons al vir 'n jaar of 2 praat, dat daardie risiko's nou maar deel is van die huidige politieke landskap. Maar daar's ook groot geleenthede en die een geleentheid rondom hierdie begroting is bloot dat hy nie goedgekeur gaan word nie. Ja. Dat ek dink daar baie goeie kanse is hy gaan nie goedgekeur word nie. Vir die eerste keer, ekskuus tog, het ons 'n geval waar jy regtig begrotingsvoorstelle het. Jep. Vroeër was die begrotingsvoorstelle die begroting. Presies. Nou is dit nie meer so nie. Het ons ooit in 30 jaar gepraat oor gesprekke binne die die komitee, die finansiële komitee in die parlement, waar hulle moet bymekaar kom en moet probeer uitwerk oor die begroting. Nooit nie. Dit was 'n rubberstempel gewees, né? Dit was 'n totale rubberstempel gewees. Nou word daar ernstige gesprekke voor die parlement se komitees moet 'n slag 'n bietjie hulle werk doen. Daai finansiële komitee moet nou so bietjie bymekaar kom en daar gaan toegewings gemaak moet word, hopelik een of ander skikking bereik moet word. Hopelik word daar bietjie op spandering besnoei want soos ons hier sit is ons almal nou baie armer. Behalwe vir die halwe persentasiepunt BTW, val ons almal in hoër skale, 'n belastingskale, ons betaal meer inkomstebelasting, daar's 'n klomp ander belasting wat ons in elk geval ook mee moet betaal. So ons word almal net armer en armer elke jaar na hierdie begrotings. Ek hoop regtig die ander politieke partye, die DA, die Vryheidsfront, die IFP, die Patriotic Alliance, veral hulle, maar ook ander miskien soos Rise Mzansi of so, sal jy weet nie, skop 'n bietjie hakke in nou en sê nee, nou gaan ons hieroor onderhandel. Ek dink die EFF en MK is baie populisties. Dit gaan suiwer om 'n populistiese boodskap aan die massas te lewer om te sê ons gaan nie toelaat dat julle duurder moet betaal vir verbruikers goedere nie, maar ja, daar is 'n klomp geleenthede hierin opgesluit om te sê, Suid-Afrika is tot al die tyd 'n demokrasie. Nou, en skielik moet daar nou in die parlement werk gedoen word hieraan. So ja, die risiko's sien ek al die rooi ligte en ons sien al die gevare, maar hier lê 'n paar mooi geleenthede opgesluit, maar weer eens, net soos met die buitelandse beleid, dink ek is een van die grootste geleenthede hierin, bloot dat die ANC ontbloot word, vir wie en wat hy uiteindelik is, want hulle sê nou al die goed, wat ons eintlik maar altyd nog van hulle vermoed het. Alles wat ons nou eintlik altyd van hulle gedink het, hulle ontbloot hulle self 'n bietjie, in daardie soort van harde ideologie, want hierdie begroting is 'n ideologies gedrewe begroting. Op daai noot moet ons ongelukkig vanaand se fokus al afsluit. Dit is al amper 8 uur. Ons wou nog 2 ander dinge ook bespreek, maar ons het ongelukkig nie tyd daarvoor nie. Professor Koos, ek sê vir u baie dankie. Baie plesier, dankie. Jaco, en jou ook baie dankie vir jou deelname. Dankie. En baie dankie aan jou wat saam geluister het. Dis altyd lekker om ook terugvoer te kry op ons WhatsApp-lyn. Ons maak volgende week dan weer so. Mag jy 'n heerlike week verder hê. Totsiens.